Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees, Here, dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie dat ons kan weet dat U hier is, dat hierdie gemeente U gemeente is, dat ons U kerk is, dat ons U kinders is. Here, en as ons vandag hier is waar ons is, dat eintlik so half by 'n wegspringplek is, op 'n nuwe pad, op 'n nuwe avontuur. Wil ons vra, Here, soos Moses, dat ons sal nie gaan as U nie saam met ons gaan. Ons wil nie gaan as U nie voor ons uitgaan. Ons wil nie gaan as U nie sê, hier is die pad wat julle moet loop, ek gaan julle lei, ek gaan julle beskerm. Daarom, Here, loop ons en leef met ons oë op U gerig. U is ons God. U is ons leidsman. U is ons lig en ons lewe. Amen. Dis vandag 'n nuwe begin. Nie 'n nuwe begin vir julle as gemeente noodwendig. Hierdie gemeente is al video oud is hierdie gemeente. Wat se doen? Kan jy net sien hoe? Hoe oud is die gemeente? 31. Okay, dit dan moet nie hoe oud sien. 39, die gemeente kom al 'n lang pad, die gemeente stap al 'n ver pad, maar tog op 'n manier, al het julle julle eie geskiedenis, julle eie storie, julle eie belydenis ook van wat God kon doen het, begin ons tog hier vandag saam op 'n nuwe reis, op 'n nuwe pad saam. Dis dalk meer vir my en vir my vrou 'n nuwe pad, maar tog saam begin ons hierdie nuwe pad. En wegspringplekke, nuwe begingeleenthede is op 'n manier heilige geleenthede. Dis oorgange tussen die verlede en die toekoms. Dis 'n plek waar God ons kom ontmoet, maar ook waar God ons uitnooi om te sê, vertrou man vir die pad wat voor lê. Ek gaan nou vir ons lees uit Genesis 12 uit. Nou Genesis is oor die algemeen 'n boek wat gaan oor nuwe begin, nuwe stories, wegspringplekke. Aan die begin van Genesis is al hierdie wonderlike goeders oor die skepping en hoe die mensdom sukkel met hulle verstaan rondom wie God is. Ons nou nie te veel praat oor Adam en Eva en Noag en al daai goeders nie. Maar dan hier van hoofstuk 12 af begin ons met die storie van een familie. Die hele verhaal fokus in op die storie van een familie, Abraham en Sarah. En dit begin met 'n oproep, dit begin met 'n belofte, dit begin met tree in die geloof. En langs hierdie pad van hierdie reis van Abraham en Sarah en hulle familie, dink ek kry ons 'n klomp wysheid, 'n klomp inligting, 'n klomp kennis en help van God af om ons te vat op hierdie pad. Ek wil net ons 4 vers lees, daar van Genesis 12 af, vers 1. Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën met jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseën wees. Abraham het gegaan, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran. Net daai 4 verse. Hierdie gedeelte begin met ongelooflike eenvoudige, maar tog diep woorde. Gaan weg uit jou land, weg van jou familie, weg van jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. Abraham word gevra in hierdie gedeelte om alles agter te los wat hy ken. Alles wat hom bekend is. Sy tuisland, sy familie, verbintenisse, sy sekuriteit. En hy word gevra om agter God aan te loop, ja, maar in die onbekende in. Nou op 'n manier voel ek dit aan my lyf ook vandag. Toe ons gekom het vir die onderhoud, dis die eerste keer wat ek in Nederlands vry was. So toe ons nou net getrek het, was ek die 5de keer wat ek in Nederlands doen. So ek ken nie net julle nie, ek ken die dorp nie, ek ken die plek nie, ek het nou dat verdwaal. Ja,
in die waterberg in die hande iewers, nie geweet wat is nie. Moes aanklop by 'n kar en vrou kom op die huis. Ek spesifiek my vrou, maar ook elkeen van ons, elkeen van julle, glo ek is geroep op hierdie oomblik om hierdie reis te begin. Om hierdie eerste tree in geloof te vat. Ons weet nie waar ons gaan nie. Ons weet nie wat die Here se plan noodwendig is met ons en met hierdie gemeente nie. Maar wat ons kan vashou, skus my oor is 'n kleiner sin. Wat ons kan doen, is ons kan sê, ons gaan onsself oopmaak. Ons gaan onsself oopmaak vir die leiding van die Here. Van julle kant af, miskien die vraag om jouself oop te maak vir 'n nuwe dominee. Daar was definitief goed, as ek beloof julle, ek my ma vra, en my vrou vra, is goed aan my dat julle gaan irriteer. Beloof, kan vra vir al my vrou. Sy maar iewers moet ons mekaar leer ken. Iewers moet ons saam hierdie pad stap. Iewers moet ons almal onsself oopmaak om te vertrou dat God weet wat sy plan is vir hierdie nuwe pad. Ek dink Abraham se roeping, die oproep wat God vir Abraham gee, herinner ons dat geloof begin baie keer juist hier waar ek sê, ek gaan weg. Ek gaan dit wat ek aan gewoond is, agterlos. Ek gaan my gemaksones los, ek gaan my sekerheid los, ek gaan my illusies van beheer bietjie los. Maar God se roeping is nooit net oor verlies. Dis nooit net oor los nie. Dis ook oor om in die belofte amper in te tree, om ook die belofte te vat. Want God sê nie net vir Abraham, gaan nie. Hy sê nie net vir Abraham, los alles nie. Hy sê ook vir Abraham, 5 keer, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën. Ek sal jou naam groot maak. Ek sal hulle seën wat jou seën. Ek sal hulle vervloek wat jou vervloek. En dan nog verder verbreek die horison van hierdie belofte eintlik nog verder as hy sê, deur jou sal al die groot families van die aarde geseën wees. Eintlik uitspattige beloftes wat God aan Abraham maak hier in die 12 hoofstuk van die groot beloftes. Beloftes van julle gaan 'n groot nasie wees aan 'n paartjie wat 75 is en nog nie kinders het. Die spaar van julle wat ek glo oor 75 is, wil julle nog kinders hê nou? Aan 'n familie wat nie grond het, wat weggaan vir enige kans vir grond, sê hy, luister, ek gaan vir julle 'n land gee wat julle sin is. Aan 'n groepie wat eintlik nou in die vreemde ingaan en in gevaar gaan, sê God, ek sal julle beskerm en buite julle wees. En dan eintlik vir my die grootste Here, hy sê vir julle wat eintlik niks is, gaan ek so sien dat die hele wêreld, al die groot families van die wêreld, deur julle geseën gaan wees. Vir my, dink ek is dit 'n ongelooflike stuk troos. As ons sê, maar ek gaan saam met God. Ons gaan saam met God. Gaan dan al hierdie beloftes ook saam met ons. God, of ons gaan nie op hierdie reis alleen. Ons vat nie elke tree, enige tree, op ons eie. God is die een wat sê, ek beloof vir julle, ek gaan saam met julle gaan. Ek sal julle seën, ek sal julle beskerm, ek sal vir julle 'n toekoms gee. Dit is die roeping as my roeping, as dominee, ons roeping as gemeente, om te sê, kom ons volg God, kom ons wees 'n seën. Kom ons beliggaam God se liefde hier in Naboomsprys. Kom ons beliggaam God se liefde in 'n provinsie, in 'n land wat honger en dors na God se liefde. Kom ons wees sy seën op elke plek waar ons kom. Nie net in hierdie mure, nie net in ons gemeenskap, maar in ons land en in ons wêreld. En dan is vers 4 vir my ongelooflik. As God vir my sou gesê, en ek sê, God het vir my gesê, gaan.
En my reaksie was regtig, as ek seker, kom ons dink eers oor, kom ons bid oor, kom ons huil daaroor, kom ons vra dit 3 maal, wat doen ons met gevat met die antwoord, ek kom hier naartoe. Wat doen Abraham? Daar staan net, en Abraham het gegaan. Was niks. Abraham het gewonder, Abraham het getwyfel, Abraham het gedink, Abraham het gesukkel, Abraham was nie seker nie. Nee, Abraham het gegaan. Sonder hy weet waar hy gaan, sonder hy weet wat is God se plan, sonder om te weet waar gaan hierdie eindig. Romeine 4 sê, hy het teen alle verwagting in bly hoop. Met die belofte van God in gedagte, het hy nie in ongeloof geval nie, en nie begin twyfel. Dis wat Abraham gedoen. Ek dink nie geloof is 'n tekort aan vrae nie. Geloof sê nie ek twyfel nie soms nie. Geloof sê nie ek sukkel nie soms nie. Ek is seker Abraham en Sarai, ons weet Abraham en Sarai gewonder, maar waar gaan hierdie kind vandaan kom? Moet ons regtig 'n kind kry? Is dit regtig nodig? Hoe gaan God ons beskerm in Egipte of in Kanaan of waar ook al? Steeds het hulle gegaan, ten spyte van die vraag. Eintlik so saam met die vraag. Maar is nie altyd maklik nie. Hulle moes Egipte toe gaan 2 keer, 3 keer moes Abraham lieg en sê, luister, is my sussie, dis nie my vrou hierdie nie. Ek was bang langs die pad, ook vir hulle nageslag te word, hulle slawe in Egipte. Hulle moet vlug deur die woestyn vir hoeveel 40 jaar. Hulle moet teruggaan ballingskap toe, Babylon toe. Dis nie maklik, maar die hele tyd is daar hierdie ritme. God wat beloof. Dan kom maar iets moeiliks en sleg op die pad, dan kom 'n bedreiging, maar God sê, ek sal red. Dis spite van die omstandighede in die wêreld, God bly getrou. Ek gaan hierdie ding vashou. Die beslike doen. Iets. Ja. Hier. Maak nie saak wat op Abraham en Sarah se pad kom nie. Maak nie saak wat op Israel se pad kom nie. Maak nie saak wat op die disciples en die apostels se pad kom nie. Maak nie saak wat op ons pad kom nie. God bly getrou. God bly die een wat roep. God bly die een wat seën. God bly die een wat beskerm. Nie altyd great nie, nie altyd maklik nie, nie altyd net gladde pad nie, maar altyd saam met die teenwoordigheid van God. Vir my is dit die groot troos. Ons is gestuur, ons is geroep om te gaan, ons is geroep om 'n seën te gaan wees, ons is geroep om iewers op geloof in die toekoms in te gaan. Maar altyd weet jy, God gaan saam. En dit is ongelooflik. As ek weet, God gaan saam, dan kan ek begin reis, dan kan ek in geloof begin gaan, dan kan ek waag om stappe te vat wat ek dalk in die verlede te bang voor was, dan kan ek uitreik na mense toe wat anders as ek is, mense wat my ongemaklik maak, mense wat dalk vir my vreemd is, dan kan ek van Delmas af, wat nog nie eers bo 25 grade was, na Omspruit te kom, waar het so vrek warm is. Want God gaan saam. En dit is ongelooflik. Saam met my, saam met my vrou en my kinders, saam met julle, saam met ons as gemeente. Dit is wat ek sê.